Goeiemôre, baie welkom by hierdie uitsending van ons gemeente se erediens vandag. Mag jy werklik die nabyheid en die liefde van die Here ook beleef daar waar jy vanoggend is. Ons begin vanoggend met ons Pinksterreeks vir hierdie jaar. Pinkster 2020 gaan so 'n bietjie anders wees as wat ons daaraan gewoond is. Ons gaan nie die voorreg hê as gevolg van die inperkings om eredienste te hou nie. Ons gaan nie by mekaar kan kom nie. Ons gaan nie lekker kan kuier na die tyd met sop en broodjies nie. Maar dit neem niks weg van die waarde van Pinkster. Pinkster is die tyd tussen die hemelvaart van Jesus Christus en Pinksterfees, volgende Sondag, wanneer ons die uitstorting van die Heilige Gees herdenk. My gebed is dat ook in hierdie tyd ons regtig iets sal beleef van die Here se teenwoordigheid. Ons besef dat ons hom ontsettend nodig het, maar ons weet ook dat hy naby ons is. So mag hierdie Pinkstertyd vir jou ook kosbaar wees. Voordat ons verder gaan, kom ons maak die oë toe. Dan bid ons saam. Ons wonderlike Here, baie dankie dat U by ons is. Dat U deur U woord, deur U Gees en deur U heilige teenwoordigheid hier is. Dankie dat ons daar waar ons elkeen sit, kan weet, U is ons God en U het ons lief. Amen. Liewe gemeentelid, mag die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees, by elkeen van julle wees. Kom ons luister na 'n mooi lied, wat ons begeleidingsgroep vir ons opgeneem het. Die tema waarby ons hierdie jaar by Pinkster gaan stilstaan, gaan rondom die kruiswoorde van ons Here Jesus. En in besonder oor die opdragte wat ons as kerk ook kry deur hierdie woorde wat Jesus aan die kruis gesê het. Ons weet dat hierdie kruiswoorde van Jesus deur die eeue heen vir die kerk ongelooflike kosbare bakens was, ook vir ons geloof en ook op die leidingsweg van Jesus Christus. Daarom wil ek vanoggend vir ons lees uit Lukas hoofstuk 23 van vers 32. Daar was ook twee ander
albei misdadigers, weggelei om saam met Jesus tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kobbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. In die besonder gaan ons dan vanoggend by hierdie eerste kruiswoord stil staan. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons moet geen illusies daaroor hê nie. Dat die toneel rondom die kruis van Jesus Christus nie 'n mooi toneel was nie. Dit was bar, dit was banaal, dit was gruwel. Golgotha het nie vir nie die naam van Kobbeenplek gedra nie. En Jesus was nie die eerste ene wat daar gekruisig was nie. Dit was 'n bekende plek waar die Romeine misdadigers doodgemaak het. Dit was 'n plek van pyn, van bloed, van dood. Die soldate wat die kruisiging gedoen het, was ook waarskynlik nie baie simpatie gehad met die persone wat hulle gekruisig het. Vir hulle was hulle gewone mense, waarskynlik het hulle gesien as vyand van die Romeinse ryk. Hulle was misdadigers. Hulle het niks vir hulle gevoel nie. Dalk na 'n tyd, as jy genoeg keer iemand gekruisig het, dan het jy ook afgestomp geraak vir wat dit kon beteken om iemand op so 'n wrede manier dood te maak. Op die ergste kon die soldate hulle verlekker in dit wat daar gebeur het. Mens kry amper die beeld rondom die kruisiging van Jesus, dat die soldate so half verveeld daaronder aan die voet van die kruis gesit het en maar gedobbel het om te kyk wie kan Jesus se klere kry. Omdat dit wat gebeur met die kruisiging vir hulle geen belang, geen waarde meer gehad het. Wat vir my vreemd is dat die kruisiging 'n toeskouersport geword het. Dit is vir my vreemd dat mense kom kyk het hoe iemand wreed doodgemaak word. Met hierdie kruisiging was dit dalk 'n bietjie anders en was die skade dalk ook bietjie deur ander mense verteenwoordig. Daar was volgelinge van Jesus gewees. Ons lees dat van Jesus se familie, van sy disippels was daar. Daar was gewone nuuskieriges wat net kom kyk het wat gebeur. Die Joodse leiers was daar en dan was daar die Romeinse soldate en ook die twee misdadigers wat weerskante van Jesus gekruisig is. En almal het kom saam spot en kom saam verkleineer aan Jesus. En dan, in die middel van hierdie wrede skouspel, hoor 'n mens die woorde van Jesus echo. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoe vreemd en onvanpas moes hierdie woorde nie op daardie oomblik en in daardie konteks geklink het nie. Die onskuldige wat pleit vir die vergifnis van die skuldiges wat daar rondom hom is. Jesus begin hierdie gebed met die woord Vader, wat vir ons iets ook weerspieël van die intimiteit van die verhouding van Jesus met sy Vader. Op daardie oomblik is dit asof Jesus te midde van die chaos en die banaliteit van hierdie toneel vergeet van alles en dat hy met sy Vader besig is. Dat hy ook hierdie situasie binne die konteks van sy Vader wil inbring. Asof Jesus dalk wil sê, Vader, sien u wat hier gebeur? Moet dit nie teen hulle hou nie. Moet nie kwaad wees vir hierdie skade wat rondom hierdie kruis staan nie. Jesus sê, Vader, vergeef hulle. En wie is hierdie hulle? Ek dink op die eerste oogopslag, dink 'n mens onmiddellik aan die Romeinse soldate. Maar hierdie Romeinse soldate het maar net die opdrag uitgevoer wat aan hulle gegee is. Wie was hulle? Pilatus? Pilatus, die Romeinse gouverneur, wat ten spyte van die feit dat hy geweet het dat Jesus onskuldig is, die doodsvonnis oor Jesus uitgespreek het. Wat dalk vanweë sy eie swak karakter, of sy soeke na mag, of net omdat hy doodgewoon nie kans gesien het om betrokke te raak by hierdie situasie nie, Jesus maar oorgegee het aan die Joodse leiers, sodat hy gekruisig kan word. Vergewe Jesus dalk vir Pilatus hier? Is hierdie hulle dalk die priesterhoofde, die skrifgeleerdes, die fariseërs? Hulle wat van die begin af met Jesus in konflik was, wat in stryd was met dit wat Jesus geleer en gedemonstreer het deur sy lewe. Hulle wat hom van die begin af verwerp het.
Die Joodse leiers wat op hulle self ingestel was, wat nie die volk van God gelei het, soos wat God se verwagting was, wat nie lief was vir God se volk, soos wat God wil gehad het hulle moet wees. Die Joodse leiers wat nie net Jesus se dood beplan het, maar wat ook 'n klomp leuns en onwaarhede daar rondom opgebou het, sodat Jesus op die ou ende veroordeel word, terwyl hy eintlik onskuldig was. Vra Jesus dat hierdie Joodse leiers vergewe moet word? Maar as ons mooi daaroor dink, waarvoor was die kruis van Jesus in die eerste plek daar? Was dit nie juis as gevolg van die sondigheid van die wêreld? Was dit nie juis as gevolg van my en jou sonde nie? Dit is oor ons korruptheid, oor ons ongehoorsaamheid, oor ons sondes, oor ons swakheid, oor ons kleingeestigheid, dat daar in die eerste plek 'n lydensweg vir Jesus was. Die kruis van Jesus Christus gaan alles oor my en jou vergifnis. En ek vermoed reeds hier, in hierdie eerste kruiswoord, wanneer Jesus sê, Vader vergeef hulle, dat Jesus alreeds vir my en vir jou ook in gedagte het. Dat Jesus alreeds hier ook vir my en jou bid, dat Jesus as ware hier vir sy Vader sê, Vader, dat dit wat ek nou mee besig is, dat Jesus wil sê, maar hierdie lyding wat ek nou deurgaan, dat dit nie verniet sal wees nie, maar dat dit werklik vergifnis sal bring vir die mense, vir wie God so lief is, vir die mense, vir wie Jesus lief is, vir die mense, vir wie Jesus sy lewe kom offer, sodat hulle vergifnis van sondes kan kry. Jesus neem as ware hier reeds die las van ons sondes op hom. Die oordeel van sonde wat ons moes dra Jesus in ons plek. En daarom moet ons besef dat ek en jy die wêreld en die kruis van Jesus nodig gemaak. Dis ons vir wie Jesus hier bid, dat die Vader hulle moet vergewe. Jesus sê ook, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit gaan nie oor 'n verskoning vir sonde nie, maar is 'n feit. Ons weet die helfte van die tyd nie waarmee ons besig is nie. Ons weet die helfte van die tyd nie eers dat ons as mense, as sondaars in hierdie wêreld leef nie. Jesus sterf aan die kruis net vir die som totaal vir ons individuele sondetjies nie. Maar hy's daar, hy sterf vir ons sondige aard, vir die wese van ons as mens, wat nie die goeie kan doen nie, wat sondig is, wat verlossing en redding en vergifnis nodig het. Jesus is daar, terwille van ons vergifnis. Jesus sê, Vader, vergeef hulle. Die Griekse woord wat hier gebruik word, is die woord aphiemi, wat in sy basiese vorm beteken om weg te stuur. In besigheidsterme is die woord gebruik om aan te dui wanneer skuld afgeskryf is, of wanneer skuld gekanseleer word, wanneer iemand niks meer hoef te betaal nie. Maar hoor mooi, hierdie woord beteken nie dat die skuld betaal is nie. Dit beteken dat die skuld nie betaal hoef te word nie. Die skuld word afgeskryf. In ons Vader gebed leer Jesus ons bid en vergewe ons skulde. Met ander woorde, vergewe ons dit wat ons nie self kan betaal nie. En is presies dieselfde woord, aphiemi, wat Jesus ook in ons Vader gebed gebruik. En dit is wat Jesus hier in hierdie eerste kruiswoord dan ook bid. Jesus vra vir sy Vader, moenie hulle skuld teen hulle hou nie. Skuld wat hulle nie kan betaal nie. Want ek, Jesus, is besig om vir hulle daarvoor te betaal. Wat sê dit vir die kerk vandag? Wat vat ons as Christene na die wêreld? Wat ons oordeel? Wat ons dreigemente oor 'n naderende verdoemenis van God? Of vat ons God se vergifnis, God se genade, sy liefde na die wêreld? Met Jesus se hemelvaart het hy die kerk uitgestuur met 'n opdrag. Gaan en gaan getuig. Maar wat getuig ons teenoor die wêreld? As ons hierdie bede van Jesus hoor,
dan dink ek moet ons hoor dat Jesus ons juist uit die wêreld stuur, sodat ons vir die wêreld kan gaan sê, daar is vergifnis. Daar is nuwe lewe wat God gee op grond van die sterwe van Jesus Christus, waardeur daar vir ons verlossing kom, waardeur ons sondes vergewe word. God is nie die eerste plek in veroordelende God, wat net die mens wil afskryf. Maar God is 'n God wat juist wil vergewe, om ons daardeur nader te trek, om vir ons te herinner, dat hy werklik 'n God van genade en van liefde is. Ek dink 'n tweede ding wat hierdie bede van Jesus aan die kruis vir ons leer, is iets wat trouwens Jesus deur die hele Nuwe Testament vir ons kom leer. Naamlik dat ons ook mekaar moet kan vergewe. Dat ons ook vir mense hulle skuld, hulle woorde, hulle dade, hulle gesindhede, hulle foute, hulle tekortkominge, hulle alles moet kan vryspreek. Dat ons ook met mense 'n nuwe begin kan maak. Dat ons ook vir mense ruimte maak om my vergifnis, maar ook God se vergifnis deur my te kan beleef. En daarom sê Jesus vir ons, en stel hy vir ons die voorbeeld, soos hy aan die kruis ook mense vergewe het, so moet ons ook vir mekaar gaan vergewe. Ek dink in die derde plek, leer Jesus hiermee, dat ons ook moet gaan leef met 'n genadige hart. Leef met 'n liefdeshart, wat eerder wil vergewe, as wil oordeel. Wat eerder wil nader trek, as wil wegstoot. Wat eerder mooi wil praat, as om te beledig of sleg te sê. Ons moet in hierdie kruiswoord iets hoor van Jesus se genadige, vergewende hart vir mense. En ons moet iets van daardie hart van Jesus ook begin ontwikkel, wanneer ons oor vergifnis dink en praat. Jesus kom leer vir ons, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daardeur stel hy vir ons die voorbeeld, maar daardeur leer hy vir ons, om te ontdek, soos wat ek vergewe is, so kan ek ook ander mense gaan vergewe. Amen. Kom ons gee so 'n paar oomblikke van stil gebed. En kom ons sit net 'n rukkie stil in die teenwoordigheid van die Here. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Through countless dangers, doubts, and fears, I have already
sun refused to shine, yet God who sent me here below will be forever mine. He'll be Kom ons bid saam. Here, dankie dat U aan die kruis vir ons kom wys wat vergifnis is. Dankie dat die kruis vir ons die simbool is van God se vergifnis vir ons. Leer ons om vanuit die kruis van Jesus Christus, vanuit sy voorbeeld, vanuit sy genadehart, ook in hierdie wêreld vergifnis te verkondig en te leef. As Jesus bid, Vader, vergeef hulle, dan wil ons bid, Vader, vergeef ons, want ons weet nie wat ons doen nie. In die naam van Jesus. Amen. Mag die genade van God ons Vader, die wonderlike liefde van Jesus Christus en die kosbare teenwoordigheid van die Heilige Gees by elkeen van julle wees en bly. Mooi dag verder. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you, Jesus. There's a